Hartlik goeiemôre, mag die hierdie baie reflekteer as die wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, die aasvoël hierso word 'n witkop aasvoël genoem en die witkop aasvoël is een van die mees kleurryke, unieke en ongelukkig ook die mees bedreigde roofvoëls in Afrika. Hulle het 'n kaal, pink en rooskleurige gesig met 'n skerp, helder oranje of rooi bek. Die witkop kry hulle die naam van die donserige wit vere wat soos 'n pet of kuif bo op hulle kop sit dan ook. Die grootte is hulle is 'n medium grootte aasvoël wat 'n indrukwekkende vlerkspan van tussen 2 en 2,3 meter het en hulle weeg gewoonlik tussen 4 en 4,7 kilogram. So u kan maar vir hulle uitkyk in die wildtuin en miskien is daar een van die arende wat maar hulle kos probeer steel dan ook. So liewe vriende, is ons dan daar by hierdie saak dat ons gehoorsaam aan die Here moet wees. Ons gehoorsaamheid sal getoets word, liewe vriende. En wanneer ons gehoorsaam aan die Here bly in selfs die moeilikste omstandighede, het ons hierdie wonderlike wete dat die Here sal kom help, maar daar is nog iets anders wat ons sekerlik ook moet weet oor die hulp van die Here. Die hulp van die Here sal in so 'n mate wees dat die Here iets meer en wonderliker van homself aan ons sal openbaar en vir ons op die wyse nader aan hom trek dan ook. Ons sal ervaar dalk wat die disippels ervaar het in daardie tyd toe hulle in daardie bootjie was en hulle gedink het dat hulle sou sink en dat alles sou vergaan, het die Here hulle kom help op 'n onverwagste tyd. Daar in Matteus 14 vers 25 staan daar: Maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelend op die see. Nou die 4de nagwaak was die moeilikste tyd. Dit was amper die donkerste tyd van die nag gewees. Dit was maar 'n paar uur of so voor die son sou opkom, maar dis 'n baie moeilike tyd gewees, veral as jy dan nog moes wakker wees en nog die heel nag aan stryd was met die golwe en die wind. Liewe vriende, dan was dit maklike tyd gewees om oor te gee en op te gee. Maar in daardie tyd kom die Here. Toe hulle dit dalk nie gedink het die Here gaan meer kom nie. Toe hulle nie gedink het enige iemand gaan hulle kom help nie. Toe kom help die Here. En so mag die Here net so vir u ook op daardie onverwagte tyd kom help, omdat u so gehoorsaam aan hom bly. En wanneer die Here help, is dit voorwaar wonderlik. Dis 'n volkome algehele uitkoms, oplossing wat die Here sal kom bewerk, net soos wat hy vir die disippels in daardie oomblikke kom doen het. En mag jy so waarlik met die hele hart so op die Here kom steun dan ook. Verder sien ons ook, dit was die onverwagste metode, want hulle het nie gedink dat die Here al wandelend op die see gaan kom nie. Nee, daar kon iets anders gebeur het. Die wind kon net ophou waai, of die golwe kon gestop het, die storm kon opgehou het, maar dis nie dit wat gebeur het nie. Die Here het al wandelend op die see gekom en hier het hulle iets wonderlik weer eens oor die Here geleer, sy almag wat hy het, en dat hy die mag wat hy het oor die wind en die water en die see, die mag wat die Here oor die dinge het waaroor hulle geen beheer gehad het nie. En net so in ons lewe ook is daar dinge waaroor ons geen beheer het nie, maar die Here het volle mag en beheer daaroor, en daarom kan ons hom kom vertrou, liewe vriende. Ons kan waarlik steun op God se metode, God se weg van oplossing dan ook. En dan die laaste, liewe vriende, is die onverwagte seëning wat hulle ervaar het. Ons lees daar in Matteus 14 vers 27, maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê: Hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. Die wonderlike seëning, die Here sê vir hulle: Hou goeie moed, julle gaan niks oorkom nie. Ek is hier, dit is ek sal julle kom help. Dis nie die spook wie julle dink dit is nie. Ek is hier, moenie vrees nie. En liewe vriende, wil jy nie vandag ook so die stem van die Here daar in die lewe hoor? Hou goeie moed, bly gehoorsaam, bly getrou. Dis die Here wat kom help, dis die Here wat sake kom verander. En mag jy so op die Here kom steun met die hele hart dan ook. Kom ons bid dan net so saam. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons soveel meer van u kan leer in tye wat ons gehoorsaam aan u bly en die wonderlike seëning ervaar van dit wat u kom doen. Amen.